In my lewe het ek al baie mense gesien wat die Here dien. En ken baie mense wat die Here dien. Maar ek het in my lewe 2 keer gesigte gesien van mense wat die Here dien, wat my aangegryp het. Die eerste een was, ek was in OK gewees, lang terug. Toe daar 'n tannie met haar blou klere, hoedjie en swart sykouse daar gestaan met, hulle noem dit 'n sissie, klein meisiekie wat ook by hulle is. En in die OK het iemand vreeslike opmerkings oor hulle. Oor hulle kleredrag en oor hulle nie make-up opsit nie, oor alles oor hulle, baie sleg, en ek staan agter hulle in die ry, en dit het my so gegrief dat ek self al wou intree vir daai 2 mense. En hulle betaal toe hulle wegstap, toe sê die jong meisie, die Here seën jou. En sy gee die wonderlikste blessings vir daai een wat haar so lelik behandel het, né? Dog, wow, wat is in hierdie mense? Hierdie ding het my so aangeraak dat ons, daar so toe ek by huis kom sê, ons moet daar na hulle huis daar by Tweeling, ons moet soontoe gaan. Maar daar was iets in daai mense, wat ek gesien het, wat anderster was. En, so 'n week of wat, 2 weke terug, 3 weke terug, toe kyk ons mos nou op TikTok, en ek kyk hierdie ou, en hy is hierdie liedjie wat ons nou geluister het, en die ou sing hom, maar hy is toe nou groot. En hy is vol gesig tattoos, en sy arms is vol tattoos. Sy naam is Jelly Roll. Nou ek luister nie hierdie nuwe wetse musiek, ek hou maar nog van die ou koortjies. Maar net toe die TikTok begin, toe sit hierdie ou se gesig, toe hy sê, Lord in you I trust. Jo, en dit gryp my hart aan. Dat ek nie verstaan nie, en ek het daai hele week hierdie liedjie geluister. En nou het ek hom gekry op die musiek channeltjie op my foon, en waar ek ook al kom luister ek oor dit, want ek kan daai ou se gesig net met gedagtes uitkry, hoe hy dit gesing het nie. En so toe sit, een nag, toe kan ek en Bonita nie slaap nie, 12:30, toe drink ons die laaste koppie tee, en is bed toe, en seker 10 minute later is ek weer moeg gelê, en ek gaan uit, en ek gaan lees Bybel. En die Bybel wat ek lees, en ek lees tot 4 die oggend, 3:30 die oggend, Bybel, en Bonita kom 3:30, en sy gaan nou maar stryk, sy kan ook nie slaap nie. Toe het ek nou geslaap, en ek het daai 2 ure lekker geslaap. Maar die stukkie wat ek lees, en is hierdie gedeeltetjie. Jesus word genooi deur Simon die Fariseer, en hy is hierdie hogerige Fariseer, en Jesus gaan in, en terwyl hy daar sit, kom daar 'n vrou in, en sy begin sy voete huil, en sy was af sy voete met sy trane, en droog dit met haar hare af, en sy salf sy voete met olie, narresalf, wat daai jare baie duur was, en baie lekker geruik het. En die Fariseer sê, hy kyk Jesus so, hy sê, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wat sy soort vrou het nou in hom gevat, né? En Jesus wat alles weet, hy sê vir hom, Simon, ek wil vir ietsie sê. En hy sê die gedeeltetjie, hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld, en die ander een het 50 pennings geskuld. Die een het baie geskuld, en die een het maar min geskuld. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy albei vrygestel. Sê nou, wie van hulle 2 het hom die meeste lief gehad? En nou gaan ek aan, ek gaan maar net lees tot 46. En Simon antwoord, ek veronderstel die een aan wie die meeste geskenk is. En Jesus antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarom draai hy om na die vrou toe en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Sê, ek het in jou huis gekom. Water het jy my nie vir my voete gegee nie, maar sy het my voete met trane benat. En jy het nie vir my met hare afgedroog. Jy het my nie
gegroet met 'n soen toe ek by jou gekom het nie. Maar sy het nog nooit op my voete soen nie. En jy het nie my hoof gesalf nie. Sy het my voete gesalf met salf, né? Die narresalf. En die olie het jy nie vir my hoof gesalf nie. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is vergewe. Want sy het baie lief. En hy wie weinig vergewe is, het weinig lief. Né? Nou vertel ek julle van daai ou. En die volgende dag, toe kry ons weer 'n TikTok, weer van Jelly Roll. En ons sien, julle ken die Grammys. Hy toe kry toe 'n Grammy vir sy album wat hy geskryf het. En hy haal so 'n Bybeltjie uit, wat toe op die verhoog kom. Toe sê net Jesus, Jesus, Jesus. Hy dankie, sê dankie vir sy mooi vrou. Hy sê dankie vir ouens wat sy plate druk. En toe sê Jesus, al die pad. En hy sê, hy haal so 'n Bybeltjie uit. Hy sê ek was in 'n 6x8 sel voet, né? Tronk. Nou is 2 meter by 2,5 meter. En as jy alleen in so klein woonstelletjie is, en so klein woonstelletjie sê ek nou, sel is, dan is jy in afsondering. Jy word weggevat van die ander mense af. So hy was nie 'n maklike man nie. Toe hy so klein Gideon, daai rooi Gideon Bybeltjies, en hy sê, ek het net so klein radiootjie gehad, en ek het geweet, die musiek en die Here sal my verander. En ek gaan lees toe oor hom, hy was 40 keer in die tronk, waarvan hy verroof was, en dwelms en alles. Maar in die tronk, moet hy die Here. Daarom kan jy sien, die lied wat hy sing, dis hoekom jy dit in sy gesig kon gesien het. Albei het geskuldig gehad, die vrou en die man, wat in die huis by Jesus was. Die ander een het nie sy sondes geken nie, en die ander het dit geken. Niemand kan vir jou sondes betaal nie, jy moet net, sy het nie geweet dat sy het vreeslik baie sondes, maar sy het geweet sy moet genade kry. En dit is wat die verskil maak tussen die mense. Een besef, hy het nie, besef nie dat hy sonde nie, en die ander een besef, ek het genade nodig. Die fariseer nooi vir Jesus, maar hy self, is sy selfregverdiging, hy doen ons niks verkeerd, as ons dink aan die gebed van die fariseer, Here, dankie tog dat ek nie soos daai sondaar is nie, né? Terwyl hy binne in hom vreeslike sonde het, sê hy, dankie dat ek nie soos daai is nie, Here, dankie dat ek nie soos daai een is nie. In ons mense se lewens ook, as dink ons, by aan Jesus, dankie ek nie soos daai ou nie, kyk wat doen daai ou. Maar binne in myself regverdig ek myself al my goedjies wat ek verkeerd doen. Né? Is dit so? Maar die sondaar sê, Here, wees my genadig, ek is 'n sondaar. En die Bybel sê, vra, wie het regverdig daar uitgeloop? Die sondaar. Die fariseer het nie regverdig uitgeloop nie. Hy ken die Bybel, hy ken die wet, hy ken al die dinge uit sy kop uit. Maar hy het nie regverdig uitgestap nie. Die een wat by Jesus se voete gekniel het, die een wat by die kruis gekniel het, en sy sondes erken het daai dag vry uit daai plek uitgestap. Geen water is vir Jesus se voete gegee nie. Geen soen van verwelkoming het hy gekry nie. Ook geen olie van eer nie, het hy gekry nie. Ek dink aan Jesus, hy sê, as hy maar 'n profeet, het hy maar geweet wie het aan hom geraak. Hoeveel kere kry ons, en pastoor Frans kan maar saam met my stem, sê hulle, weet jy wat se ou is daai? Weet jy wat se ou is daai? Wat jy nou so dalk ophef, of dalk probeer help, of whatever. Weet jy wat te doen hulle? Weet jy wat agter aangaan? Nee? Maar dit is ons taak, dit is ons werk om te doen. Simon sien haar sonde, maar hy sien nie sy eie sonde nie. Is dit nie so nie? Ons lê vinnig klem op ander mense se doen en late wat hulle verkeerd gedoen het, maar ons let nooit op na onsself nie. Hoe lyk ons nie? Nee? Mense sê baie, as 'n sondaar tot bekering kom, dan wil hulle altyd hom afskiet, hom afdrek, en dan kom hy tot bekering, en dan wil die mense hom daar onderhou, maar hy het genade ontdek by ons Here Jesus Christus. Selfregverdiging is 'n gevaarlike ding, baie gevaarliker as sonde.
Sonde kan vergewe word, sonde kan genade vind, maar selfregverdiging ontvang niks nie. Vir die vrou se trane was die pad na haar bekering. Sy sê geen woorde nie, maar haar dade spreek boekdele. Het 'n preek, toe Jesus sê in 'n ander gedeelte, hy sê van hierdie vrou, oralste waar die evangelie gepreek sal word, sal hierdie vrou in herinnering kom. Né? Dit wat sy vir Jesus gedoen het. Trane van berou, die dag toe sy voor Jesus gaan kniel het. Met al haar sondes of wat sy gehad het sy nie omgegee nie. Sy het deurgedruk in die Fariseer se huis in. En ek kan vir julle sê, sy het geweet wat hy ons van haar gaan sê. Wat hy mense van haar gaan sê. Sy het presies geweet. Maar sy het gaan huil op sy voete. Trane kom nie maklik nie. Trane kom by regte berou oor iets wat jy verkeerd gedoen het. Vrou se hare is haar trots. So kyk hoe al die vrouens hulle hare so mooi gemaak het. Hoeveel spandeer hulle aan hulle hare om hulle hare mooi te maak. Is dit nie so nie? Sy vat haar hare en sy vee daar trane van hy stofvoete af. Hulle het nie toe skoene daai jare gedoen, hulle sandals in hy stofpaaie. Sy was daai voete met haar trane en sy vee dit af met haar hare. Die trots van 'n vrou, enige vrou se hare is haar trots. Is dit nie so nie? Sy gee nie om nie. Sy wil genade hê. En sy het gebuig voor hy voete gehuil. En Jesus het die trane raak gesien en geweet hoekom sy so huil. En met haar trots het sy dit opgedroog en sy het salf gevat. Narre salf was 'n vreeslike diersalf in daai jare. En dit het 'n vreeslike mooi geur, wat as mense dit gebruik iewers te ruik jy dit sommer van ver af. Het sy hom mee gesalf, dat sy die geur van Jesus kon versprei. En sy het genade ontvang. Salf van oorwinning, van oorgawe wat sy ontvang het daai dag. Sy weet, ek het niks om te bied nie. Ek het niks om te gee nie, behalwe myself. Catherine Coleman, in 'n getuienis sê sy het niks, al die mense is met 'n talent gebore, maar sy het geen talent gehad nie. Sy is nie eens gebore met hare nie, ander mense het hare. Sy is nie eens met hare gebore nie, maar sy het met niks, geen talent in haar gebore nie. En die een dag, toe sy op haar knie val in 'n straat waar hy kruis is, die mense het maar sy kerk uitgegooi en in hokke gesit en al sulke lelike dinge met haar gedoen in haar vroeë bedieningsjare. Toe sy gekniel op 'n kruispad in Amerika en sê, Here, ek is niks. Ek kan jou net my liefde gee. En as jy met iets kan maak, niks iets kan maak, hier is ek. Vat my en gebruik my. En Catherine Coleman is geskiedenis, een van God's generals. Omdat sy gekniel het en gesê het, ek is niks. As u met hierdie niks iets kan doen, hier is ek. Wat 'n mooi genade. Die vrou het geweet, sy het genade nodig. Maak nie saak of wat die mense van haar sê nie, wat hierdie ouens van haar gaan skinder, wat die ouens van haar sê nie. Sy het geweet, ek is 'n sondares. Ek het genade nodig en ek kan dit net daar kry, by die voete van Jesus. En sy het deurgedruk, en sy het die genade gekry. Ware bekering begin nie by woorde nie. Dit begin by 'n gebroke hart. Ons is so maklik om te sê gou agter my aan, die woordjies en daai woordjies. En mense sê die woordjies agterna, maar hulle het nog nooit berou gehad oor enigiets wat hulle gedoen het nie. Nog nooit hulle harte uitgestort by die voete van Jesus nie. Nog nooit trane op sy voete gesê en hulle hare gevat. Dit wat hulle trots mee is, dit maak nie saak wat nie. Gesê, Here, ek sal u met dit afdroog. Nou kom die sleutel vers 47, ek lees hom weer. Daarom sê ek vir jou, haar sonde wat baie was, is vergewe, want sy baie liefde gehad. Maar hy wat weinig lief gehad het, wat weinig sonde gehad het weinig lief. Toe kan ek verstaan wat dit was
En daai sussie, daai dag in Oka, waar sy 'n blou rok aantrek en die vernedering vat van al die mense wat om haar is, van haar praat, van haar, alles wat hulle van haar sê. Hoekom sê dit so anders opgetree het? En jy kyk Jelly Roll, hoe hy opgetree het, by daai Grammys, en Grammys, dis al die wêreldse mense musiek word daar uitgedeel, hy kry die Grammy, musiek wat hy geskryf het toe hy in die tronk was. Was 40 keer in die tronk, die Here wat hom genade gewys. Nou kan ek verstaan, daai dag, hoekom hy anderster lyk as ander Christene. Mense het tattoos op sy hele gesig vol. En dis nou voor hy nou dieet gegaan het. Hy het sy arms as tattoos. Maar as jy verby dit kyk, jy sien daai man, dan sien jy hier's 'n veranderende man. Hy gee nou duisende rande vir bediening in tronke in Amerika. Hy het 'n lewensveranderende ondervinding gehad. Toe Jesus sy baie sondes niks gemaak het. Vergewe al sy sondes. As min sonde vergewe is, het 'n min maar min lief. Baie kere kom jy dat mense 'n Christelike lewe groot geword het. Hulle het groot geword, dalk in 'n Christelike huis of waarever, hulle ken, hoe weet hoe om te bid, hulle weet hoe om te praat, hulle weet alles. Maar as jy sien die liefde wat hy vir ander mense het, of vir mense wat die skepping van God is, dan wonder jy, wat is dit? Het hy dalk min sonde gehad? Want as hy baie sonde gehad het, het hy liefde gevind. Want sy liefde, sê Bybel, as jy baie sonde het, en daai baie sonde is vergewe, is jou liefde baie. Dan tree jy anderster op teen mense wat nie soos ek lyk nie, of nie wat soos ek nie dink nie, of whatever. Genade wek liefde. As jy genade ontvang het, is daar maar een ding wat in jou lewe verander. Jy het liefde. Liefde vir 'n sondaar. Liefde vir iemand wat van die pad af is. Vergifnis verander jou hart. En as jy 'n veranderde hart het, en jy het liefde, mense, dan is jy soos daai sussie, of soos Jelly Roll, 'n veranderde mens wat hulle op jou gesig kan sien. Vandag is ons of Simon, die godsdienstige en selfregverdige een, wat ons sondes miskyk en ons wysvinger vir ander mense, wat as hulle ietsie verkeerd doen, of ons is die vrou, wat stikkend was, en wat eerlik was, en wat genade ontvang het, en genadig, en vry, en verlos, en vrygekoop, en vol liefde, en vol opwinding, daarvandaan daar weggeloop het. Ons is een van daai twee. Die goeie nuus is, Jesus vergewe sondes. Daar's geen sonde wat te groot is vir Jesus om te vergewe nie. Hy kan nie 'n hart vergewe wat vol hoogmoed is. Dit kan hy nie doen nie. Maar die oomblik as ons by Jesus gaan kniel, met trane op sy voete, by die kruis, dan kom daar vir ons verlossing. En onmiddellik het jy lief die mense wat nie soos jy is nie. Daar is nie sonde wat groter is as sy genade nie. Daar is nie 'n sonde nie, maar 'n trotse hart gaan hy verby. Vandag vra Jesus vir ons, vir my en vir jou, hoe groot is jou skuld? Het jy besef al dat jy nie self daarvoor kan betaal nie? Daar's 'n liedjie wat sing, I owe a debt I could not pay. He paid the debt he did not own. My debt, hy betaal. Vrygemaak deur die liefde van Jesus. Het jy al by God se voete gekniel? Die Bybel sê, kom soos jy is. Hierso praat hy nie van klere nie, mense. Hy praat van jou sondige maniere, van hoe sondig ons is, hoe vuil, hoe swart is, maak nie saak hoe jy is nie. Kom net soos jy is. Bely jou sondes en ontvang genade. En die lewe vol liefde.
baie sondes vergewe is, sal jy baie lief hê. Dis een ding wat die Here by mekaar gesit het vir my hierdie week, toe ek dit raak lees, sê, as jou sondes baie was en dis vergewe, sal jy baie lief wees. Jy kan nie baie lief wees met dit, as jy nie jou sondes vergewe is nie. Die kruis is vir almal. Ons is groot sondaars. Ons is groter sondaars as wat ons dink. Elkeen van ons. Maar die liefde van Jesus oortref dit ver. Jy kan nie sy liefde in 'n boksie sit nie, jy kan nie sy liefde sê dit is soveel nie. Sy genade vergelyk hy met 1000 geslagte. Sy liefde, né? Geslag is 40 jaar in die Bybel. Hy vergelyk sy genade met 1000 geslagte van die wat hom lief het. Dis hoe baie genade en liefde hy vir ons het. Jelly Roll is sy tronk uit en hy begin sing en hy begin met sy die Here gee hom guns, soos wat dit is met die kinders van die Here wat die Here dien, die Here gee hom guns en hy word uitgenooi die kant toe en daai kant toe. En omrede hy hierdie klagstate teen hom het, hy was 40 keer in die tronk, staan dit teen hom, en hy kan nie oor die grense gaan, ek weet nie hoe werk hulle regstelsel daar nie, hy kan nie oorgaan nie, hy kan nie daar, elke slag as hy gaan op 'n toer gaan die kant toe, met sy prokureur sulke verskriklike hofbevele kry, om hom toelating te kry, om te gaan. En die sheriff van die dorp, van hy staat, en die gouverneur, ek weet nie wie is dit, wat noem hulle nie, kom by mekaar en sê, ons trek 'n streep deur al sy klagtes. As 'n wêreldse mens die genade in so 'n persoon gesien het, en hy trek 'n streep deur sy aanklagtes teen sy naam, wat kan Jesus vir ons doen? Wat se aanklagtes het ek en jy, wat groter is, as hy uitveer wat Jesus het? Niks. Hy veer dit uit, en hy dink nooit daaraan nie. Dit is my boodskap vandag, net dat ons hierdie moet onthou, dat as ons 'n sonde bely, die Here is getrou en regverdig om dit te vergewe. Dat as ons baie sondig was en het ons vrygespreek, moet ons baie lief hê, want hy het by mekaar gesit in hierdie versie. En dat hy man se gesig so indruk op my gemaak het, weet ek nie, want ek luister nie na sulke musiek eintlik nie. En hy het dit gemaak omdat daar iets anders was in daai persoon, as in die ander gospelsangers wat ook sing. En daai sussie, daai dag in die OK, wat daai houe gevat het, en nog steeds opgetree het, soos Jesus se optree. Dit vat aan 'n mens, dit is nie enige mens wat dit kan doen nie. Mense, laat ons by Jesus se voete uitkom, en sy voete nat maak met ons trane van berou, en laat ons hare, dit wat ons so trots op is, dit wat ons mee so vir onsself high and mighty hou, maar Jesus se voete gaan afdroog, en sy salf, ons kosbare goed, maar om afvee, dat die geur van Jesus deur ons lewens versprei. En dan kyk ons bietjie, as ons in die dorp loop, of ons begroeting van mense, of die uitdrukking in ons gesig, as ons van Jesus praat, mense dalk kan aanraak, mense se lewens dalk kan verander. Want toe Jelly Roll op hy verhoog kom, en dis als wêreldse mense wat daar sit, al die rockstars en ondergrondse mense, as Grammys, as al die musieke, het hy dadelik Jesus verkondig. Gesê voor hulle stop, babbel hy sê, Here, ek hoor u, en ek trots op u, dankie. Onmiddellik. En hy het nie opgehou voor hy nie alles gesê het wat hy wil sê. Die mense het hom hande geklap toe hy afloop. Prys die Here. Amen.